Die eerste skat wat ons in hierdie boek raak lees is God se liefdesingesteldheid teenoor die mensdom. Die maaksel verwerp die maker, die skepsel verwerp die skepper, maar tog gee God die Vader nie op die mensdom nie. En dit is sy selfidentiteit. Ek dien Jesus. Die diagnose is gegee, die wêreld is verlore. Ek bring vir julle goeie nuus. Wie is die middelpunt van hierdie goeie nuus? Vader, vanmôre Here, kom buig ons laag voor U Here. Here, ons trane drup op U voete vanoggend, Here. Here, want elke persoon wat vandag by deure binne gekom het, Here, het 'n verwagting, Here. Daar is 'n situasie wat hulle nuwe aanraking op U nodig het, Here. 'n Nuwe salwing, nuwe olie, Abba Vader. Here, en U sê kom vandag na hierdie tafel toe. Kom plaas jou swaar gewig, jou rotse, jou klippe wat jou aftrek harde toe, wat net God die verlossing vir jou kan gee. Kom veer die Here daai sluit skoon. Hy gee vir jou verlossing, Here. Dankie dat ons verlossing slegs by U kan vind, Here Jesus. Maar U vra my kind, kom vandag met 'n oop hart. Here, want U het al reeds hierdie harte voorberei hierdie week, Here. U het al klare roering veroorsaak, Here, in elkeen se hart, Here, wat hier sit vandag, Here. Vra ons, Here, Abba Vader, dat die Heilige Gees opnuut sal vlam vat, Here. Soos 'n vuurhoutjie wat brand, Here, aanhou brand, Here, en ander sal aansteek met U Gees se teenwoordigheid, Here. Dat hulle vlambaar sal wees, Here, in U teenwoordigheid, en die woord sal uitgaan, Here, in hierdie week wat hulle ook sal uitgaan, Here. Here, maar soos wat U met daai vrou, Here, wat kom kniel het, Here, wat skuldig bevind is, Abba Vader, en Johannes 8, Here, het U gekom, Here, en het gekniel, en het U daar vergewe op daai sand, Here, voor skares, Abba Vader, en U sê, my kind, ek roep jou vandag op jou naam, kom kniel by hierdie tafel vandag, kom maak skoon, kom wees eerlik, kom vra om vergifnis, want ek is 'n groot, groot God. Here, dankie, Here, dat ons net ons genade en liefde, Here, in U teenwoordigheid kan vind, Here. En U kom soos 'n hemelse Vader en omvou elkeen wat hier sit vandag en sê, Here, my kind, ek het jou lief. Dit in die verlede is verby. Dit wat jy nou aan swaar dra, soos rotse wat voel op wat jou aftrek. Kom plaas dit by my voete. Kom plaas dit vanmôre by my voete. Here, dankie dat U ons koning is, Here, dat ons krag en genade slegs in U woord kan vind, my Here. Here, steek die Heilige Gees aan, Here. Dankie vir hierdie geleentheid, Abba Vader, Here, dat ons as kinders van God net die naam kan groot maak en kan uitgaan, Here, en dit kan uitbrei tot die koninkryk van Jesus Christus, Here. Here, gaan asseblief met hierdie diens, Here. Raak ons pastore se lippe aan, Here, en elkeen se hart, Here. Berei die grond voor daar, Here, dat die Heilige Gees hier so sal beweeg van stoel na stoel. Die harte sal vlam vat, Here. Dat dit sal brand, Abba Vader. Want U sê, moenie skroom en onbeskaam staan in my woord nie. Moenie skaam wees vir my woord nie. Here, dankie vir hierdie voorreg. Ons vra nie dit omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genadeheid en alle eer en lof kom U toe. Amen. Halleluja. Baie dankie, Margaret. Julle, ons begin vandag 'n reeks oor die boek Romeine. En jy moet jou gereed maak. Hierdie boek het die reformatie tot gevolg gehad. Dit het mense soos John Wesley se lewe verander. Hierdie boek het hierdie geneigtheid om mense se lewens radikaal te skud, hoor. So as jy ernstig is met die boek Romeine, gaan jou lewe hierdie maand geskit word. Maar jy moet daarby stil staan, jy moet dit lees, jy moet oordink, jy moet oor die waarhede jy moet die waarhede wat jy dan kry, bid daaroor en praat met die Here daaroor, pas dit toe en dink diep daaroor.
Dit gaan jou lewe, jou geestelike lewe op 'n nuwe traject sit. Hierdie wonderlike boek van Romeine. Jy gaan geestelik groei. Jy gaan diep inkyk in die hart van God. Diep inkyk in die hart van God. Oor hoe hy voel oor mense, oor waar hy met ons op pad is. Dis 'n wonderlike boek. En ek hoop julle lees dit saam en ek hoop julle woon die dienste by, want elke pastoor het 'n gedeelte waaroor hy praat. En so ek is so opgewonde vanmôre julle om oor Romeine 1 met julle te praat en die tema is die beste nuus nog ooit. Die beste nuus nog ooit. God spreek mense vry slegs en alleen omdat hulle glo. Hulle hoef niks daarvoor te doen nie. God spreek mense vry. Dis 'n wonderlike waarheid wat ons in hierdie boek lees en veral in hoofstuk 1. Nou, ongelukkig elke hoofstuk is so lank. En jy moet nou 'n paar waarhede uit hom gaan haal wat jy graag wil oor praat. So ek het net 3 skatte gaan uithaal, 3 kosbare skatte uit Romeine 1. Ons gaan eindig by die gedagte van die vryspraak, maar ek wil net begin by God. Dat die eerste skat wat ons in hierdie boek raak lees is God se liefdesingesteldheid teenoor die mensdom. Die mensdom wat hy geskaap het, die mens wat rebel geraak het, die mens wat teen God oortree, die mens wat hardnekkig teen God is, die mens wat God haat. Julle, die mense haat God. Hulle haat Jesus. Hoor wat ek vir jou sê. Moenie dink omdat jy lief is wie sê die wêreld is lief vir hom nie. Die gemiddelde ou daar buite hou nie van Jesus nie. Hulle hou nie van die God wat hulle geskaap het nie. Hulle hou nie van wat hy sê nie. En tog kies God om 'n mensdom wat hom verwerp, die maaksel verwerp die maker, die skepsel verwerp die skepper. Maar tog gee God die Vader nie op die mensdom nie. En hy sê ek wil hulle red want ek is lief vir hulle. En ons lees in Romeine 1 vers 1. Paulus begin sy brief. Hy sê van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hy sê wie hy is. Ons briewe vandag in die moderne tyd begin anderster. In die ou tyd het hulle begin wie hulle was en dan het hulle die brief geskryf. En vandag sê ons net aan, aan die einde sê ons van, né? Die briewe was daai tyd amper omgedraai gewees. Hulle het begin met wie hulle was. Nou op hierdie stadium was Paulus al so 20 jaar 'n Christen. Julle onthou mos daar op die Damaskuspad. Hy was besig om die kerk te vervolg en die Here het aan hom verskyn en hy het blind geword en hy het 'n stem uit die hemel gehoor en hy het 'n radikale ontmoeting met Jesus gehad en sy hele lewe het verander. Op hierdie stadium is hy in die stad Korinte, 'n Griekse stad, en hy het daar 'n paar maande vertoef na een van sy sendingreise. Dis omtrent die jaar 58 na Christus, so dis so 25 jaar nadat Jesus opgevaar het hemel toe. En hy is van hier af op weg Jerusalem toe. Van daar af sou hy alles bymekaar kry en dan sou hy by hulle graag wil aangaan. Maar die probleem was, hy was nog nooit in Rome gewees nie. Nou Rome was die stad van daai tyd. As jy nou moet sê, die stad was dit nou soos New York of Londen of iets van daai stede. Dit was die wêreldstad gewees. En hy wou graag na daai stad toe gaan en daar die Christen ontmoet in die gemeente daar ontmoet. En hy het sekere individue geken wat daar was. Hy het ontmoet by sekere plekke, maar hy was nog nooit in Rome self nie. En in hierdie brief stel hy homself 'n bietjie bekend wie hy is en hy begin as volg. Hy sê ek is 'n dienaar van Jesus Christus. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Party vertaling sê ek is 'n slaaf. Dis ook 'n letterlike vertaling van die Griekse woordjie. Ek is 'n slaaf van Jesus Christus. En dit is sy selfidentiteit. Ek dien Jesus. Ek dien Jesus. Wat hy sê, dit gaan. Wat hy nie sê nie, dit doen ek nie. En dit bepaal sy keuses, dit bepaal alles in sy lewe, want hy sê ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Wonderlike dinge gebeur in 'n mens se hart die dag as jy sê ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Jou hele lewenskoers en oriëntasie verander. Jy maak keuses anders want jy besef alles wat ek doen staan in verband met Jesus Christus. En nie een aspek van my lewe is losgemaak van Jesus Christus nie. Ek is beskikbaar vir hom, wil hom gelukkig maak. Ek is ingestel op sy opdragte. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. En dit moet ons selfidentiteit ook wees. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Hy kom nie hier van groot doenrag af en sê, ek is die groot apostel, wat nou vir julle opdragte gaan gee nie. Hy begin op 'n baie nederige manier en sê, ek
is 'n diensknegt van Jesus Christus. Mag ons altyd hierdie dienskneggesindheid teenoor ons Here en Meester bou. Kan ons almal sê, dit verander ons hele lewe. Dit verander 'n huisgesin wanneer elkeen besluit, ons leef nie vir onsself nie, maar ons dien hom. Ons is gehoorsaam aan hom. Ons wil hom volg. Nou hy het nie hierdie kerk geplant. Julle onthou Paulus het mos oral gegaan in daardie ou tyd in Klein-Asië en hy het kerke geplant, maar hierdie kerk het hy nie geplant nie. En hierdie kerk was nou een kerk wat ook interessant was, hulle het nie probleme gehad nie. Al die ander briewe wat hy geskryf het was probleme, kerke wat hy geplant het ensovoorts. Hy skryf vir die Korinte, daar's verskriklike sonde in die gemeente in Korinte en hulle weet nie hoe werk die gawes nie. En hy moet vir hulle verduidelik hoe werk dit. Hoe werk dit? Hy skryf vir die gemeente in Galasiërs en hulle het weer teruggegaan na die ou wettiese goeders toe, die Ou Testamentiese goeders toe en hy skryf hulle moenie teruggaan soontoe nie. En dan skryf hy vir die gemeente in Tessalonika. Skryf hy vir hulle en hy sê vir hulle, hoorie ouens, julle is verward wat met die dode gebeur. Hulle het nie geweet wat gebeur met Christene wat afsterf nie. So al hierdie briewe wat hy skryf is om probleme op te los, maar die boek Romeine is die een boek wat hy nie probleme oplos nie. Hierdie brief is die fokus op God self. Nie op probleme wat opgelos moet word nie. In die ander briewe fokus hulle ook op God, maar hierdie boek fokus prominent op God en amper 164 keer kom die naam God in hierdie Romeine boek voor. Dit is asof Paulus nie uitgepraat kan raak oor hoe wonderlik ons hemelse Vader is nie. Julle weet mos jou selfoon, jy neem hom af op verskillende mates en dis allerhande settings wat jy kan, dan kry jy panoramic view. Jy al gesien? As jy ons by die see is. En dan stuur hom vir jou en dan is hy so groot op jou selfoon, né? Maar wat Paulus hier wil doen is hy wil vir ons 'n panoramiese uitkyk gee op God. Hy wil net ons moet in hierdie hoekie kyk en daar ietsie raak sien. Hy sê sien die hele panorama hier voor jou raak van hom. Kyk hoe wonderlik is hy, kyk hoe liefdevol is hy. Kyk sy reddingshart en hy wil feesvier oor God in hierdie boek. Maar kyk wat sê, hy sê ek is geroep om die evangelie van God te verkondig in vers 1. Die evangelie van God. En evangelie is goeie nuus. Julle, ons wêreld is so vol slegte nuus. Maar Paulus sê, ek bring goeie nuus. God wil hê julle moet hoor, daar is goeie nuus. Ek weet nie hoe dit in die wêreld gebeur, dat die wêreld die kerk begin identifiseer het as morele polismanne nie. En dat ons altyd slegte nuus bring nie. Julle moenie dit doen nie, en julle mag nie dit doen nie, en julle moenie dit doen nie. Luister, jy kan vir hulle sê, julle moenie dit tot jy blou is, hulle gaan dit doen. Hulle is nie gered nie, hulle het geen begeerte om Jesus tevrede te stel nie. Die kerk is nie die morele polisieman van die wêreld nie, om vir almal te sê hoe verkeerd hulle is nie. Paulus kom, hy sê, die diagnose is gegee, die wêreld is verlore. Maar ek bring vir julle goeie nuus. Ek bring vir julle goeie nuus. God wil mense red, en hy wil hulle vergewe, en hy wil gesinne herstel, en hy wil sy beeld in hulle herskep, en hy wil hulle hemel toe vat, en hy sê, ek het goeie nuus vir julle. Ek is 'n draer van goeie nuus, en ek hoop as mense met jou te maak het, as jy die evangelie uitdra, dat jy nie hierdie verdoemende ou is wat heeltyd met hulle raas nie, maar dat jy die draer is van goeie nuus, van Jesus, wat red en vergewe, en dat jy jou storie kan vertel, van hoe goed hy ook vir jou was. En soos ons deur hierdie boek Romeine gaan stap, gaan jy dieper inkyk in die hart van hierdie wonderlike God, en hoe hy ons liefhet, en hoe hy die mensdom liefhet, en hoe hy mense wil verander, sy wonderlike plan wat in Jesus Christus na vore gebreek het, halleluja, en vers 2 sê, hy het die evangelie vooruit deur sy profete in die heilige skrif aangekondig. Dis nie iets nuut nie, al die eeue en eeue en eeue terug, was dit altyd in God se hart, om mense te red. En selfs Ou Testamentiese mense is gered, omdat hulle offers en hulle geloof veranker was in die Messias wat sou kom. Hulle is nie van self gered nie, hulle is net gered, omdat die kruis van Jesus is nie net vooruitwerkend nie, maar is ook terugwerkend om Abraham te red, om Adam te red, om Jesaja te red, want hulle was nooit goed genoeg in hulle eie geregtigheid nie. Hulle is alleen gered met 'n geregtigheid wat uit Christus Jesus is. Kan ons halleluja sê. Wie is die middelpunt van hierdie goeie nuus? Vers 3, die eerste gedeelte sê vir ons, en dit handel oor sy seun, oor Jesus. Hy sê, luister,
Ek kom na julle toe nie net om nog 'n klomp reëls vir julle te gee wat julle moet doen en nie moet doen nie, hoor. Beter maniere om dinge te doen nie. Ek kom julle nie help om julle lewe self te verbeter nie. Net om 'n bietjie beter te lewe waar julle van nou af is, dat julle lewe so bietjie gelukkiger is en dat julle so bietjie meer beter keuses maak nie. Ek kom nie om vir julle goed te sê wat julle moet harder probeer om beter te wees, dat julle vir God aanvaarbaar gaan wees nie. Hy sê nie, my boodskap gaan nie oor 'n nuwe klomp stel reëls en riglyne en allerlei goed. Hy sê ek kom met julle praat oor Jesus. Hy sê julle moet 'n persoonlike ontmoeting met hom hê. Onthou julle Abraham, Isak en Jakob? En Jakob is alleen daar in die woestyn en hy vlug weg van sy broer Esau wat hom wil doodmaak. En daar by Bethel ontmoet God hom. Dit was nie genoeg dat Isak 'n ontmoeting met God gehad en dat Abraham 'n ontmoeting met God gehad het nie. Jakob moes 'n ontmoeting met God gehad het. Ek sien dit te veel in die kerk, hoe kinders in die kerk groot word en paas aan fire vir die Here. Maar Boetie het nog nooit 'n ontmoeting met Jesus gehad nie. Hulle doen al die Christelike goed. Gaan kerk toe en vloek nie, steel nie, doen al die regte goed. Maar dit is soos 'n wettiese godsdiens. Maar Boetie het nog nooit 'n ontmoeting met die Here gehad nie. Luister, daar kom 'n Bethel oomblik in my en jou lewe dat ons ontmoeting persoonlik met Jesus moet hê, waar ek voor die lewende Christus staan en sê, Here, hier is my lewe. Ek gee my lewe aan U oor. Kom in my lewe in. Here, ek kan nie so leef sonder U nie. Jy is nie maar net outomatiese Christen nie. Daar's 'n oomblik in tyd dat jy jou moet bekeer. Dat jy jou hart en jou lewe aan Jesus Christus moet oorgee. En dis die goeie nuus wat Paulus bring. Hy sê God wil jou vergewe en jou nuut maak. Hy wil by jou kom woning maak. Hy wil by jou wees. En dan vertel hy wie hierdie Jesus is in vers 3, die tweede gedeelte. Hy sê as 'n mens, sy menslike kant, is hy uit die geslag van Dawid gebore. Ja, gewone mense, Josef en Maria was sy ouers gewees. Maar op grond van sy opstanding in die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus die Here, die menslike kant en die goddelike kant van Jesus Christus waar altyd bymekaar kom. Halleluja. En hy sit aan die regterhand van die Vader en hy is met mag bekleed. Kan ons hom 'n lofoffer in hierdie kerk gee? Ons Jesus, halleluja. Hy kom binnekort terug. Hy kom binnekort terug en nooit sal iemand weer op hom spoeg of hom slaan nie. Hy kom terug in glorie. Halleluja. Waardig om aanbid te word. En Paulus leer iets hierso in die hart van God. Hy sê dat hy wil hê ons hemelse Vader dat almal gered moet word. Dat nie een mensie ooit verlore sal gaan en vir ewig in die helse vuur moet beland nie. Hy wil hê elke mens moet gered word. Vers 5 van hoofstuk 1. Deur hom het ek die genade ontvang om 'n apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Paulus sê al die heidene nasies moet die genade van God smaak. Hulle moet voel hoe wonderlik dit is om met hulle Skepper versoen te wees, om skoon gewas te wees, om nuut gemaak te wees, om 'n toekoms te hê. Hy sê dis my boodskap. Ek verkondig Jesus. Ek wys God se hart aan hulle dat hy omgee vir mense. Maar is interessant, hy sê nie net om mense tot geloof te bring nie, maar ook tot gehoorsaamheid. Luister, die wandel met Christus is ook 'n gehoorsaamheidslewe. En hierdie nasies het God so nodig. Ongelooflik nodig. Van vers 18 tot vers 25 word vertel van die Engelse woord hoe depraved, hoe vervalle hierdie nasies geword het en hoe hulle in sonde diep weggesink het. Hulle het God nodig. Dan sê vers 18, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid. Nie eendag in die hel nie, nou reeds op aarde, van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. En hy sê die nasies wat om ons bestaan, mense wat God nie ken nie, God se genadehand is na hulle uitgestrek, maar sal hulle die genadehand nie vat nie, as hulle onder die toorn van God. En dan verduidelik hy vir hulle van vers 18 tot 25, hoe lyk hierdie toorn, hierdie kwaad van God. Hy gee hulle oor. Hulle kies hom verkeerd, hy gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, hulle sondes, en hulle lewe word 'n siklus van vernietiging. En die Here sê, julle het dit gekies, so ek gee julle oor daaraan. En Paulus sê, hierdie mense wat so in hierdie afwaartse spiraal is, sy hand is na hulle uitgestrek. Ons moet die boodskap van Jesus by hulle uitkry. Want onthou, hulle staan onder die regverdige toorn van God.
Maar aan die ander kant steek God ook sy hand deur Jesus Christus na hulle uit en sê, ek wil julle red en ek wil julle uithaal. Luister, moet dat niemand jou vertel dat iemand wat sy rug op God draai nie onder die toren van God is nie. God is genadig en die deur is oop. Maar sonder Christus, as jy jou rug op Christus draai, leer die Bybel ons hierso, daar's net twee plekke. Jy's of onder die toren van God, of jy's in die genade van Jesus Christus. Daar's nie 'n ander adres vir ons nie. Dis een van hierdie twee adresse vir ons. Daarom sê Paulus, hierdie mense wat so vervalle geraak het, God wil hulle red. Hy wil nie straf nie. Hy het reg om hulle te straf, want hulle is rebels. Maar hy het die prys betaal. Hy het sy seun gestuur om hulle te red, en sy genadehand is na hulle uitgestrek. En dis 'n groot ding as iemand na Jesus toe kom. Dis 'n groot ding, sê Paulus. Dis die genade van God. Kan ons halleluja in hierdie kerk sê vanmôre? Wat 'n wonderlike God ons doen. Die tweede skat wat ons uit hierdie hoofstuk kry, en ek maak vinnig, is ek en jy het nou hierdie goeie nuus ontvang, ons het ons eie gemaak, ons mag dit nooit vir onsself hou nie. Paulus skryf daar in vers 13, hy sê, broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgenem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidene nasies, mense vir Christus te wen. Mense vir Christus te wen. Hy sê, ek staan onder 'n verpligting, die ou vertaling sê, ek is dit verskuldig teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte, om ook na julle te kom en Rome en die evangelie te verkondig. Julle, ek onthou jy die dag, toe Jesus vir jou 'n werklikheid geword het? Party van julle was klein, pappa, mamma het saam met jou gebid, jy was dalk in 'n kategese klasie, of 'n sonnaskoolklasie, of oupa en ouma het saam met jou gebid, of jy was ouer gewees, die pastoor het uitnodiging gemaak, of dit was waar jy alleen was by die huis, en gesê het, Here, hier gee ek my lewe vir u. Maar luister, daar was iemand wat 'n draer van hierdie boodskap was na jou toe. En omdat die boodskap na jou hart toe gedra was, het jy Jesus Christus gevind, en is jy nie meer vandag 'n helverdiende sondaar nie, maar as jy 'n geredde kind van God, hemelbestemd. En ek en jy is vandag die draer van hy boodskap. Ek het dit ontvang, ek is dit verskuldig aan alle mense om hierdie boodskap te vertel. Paulus sê, ons is dit verskuldig, ons staan onder 'n verpligting om elke mens wat 'n kramper te gryp en te sê, het jy gehoor? Het jy gehoor? En ons weet jy moet wys wees en jy moet slim wees, en party mense is nie gereed op 'n oomblik om te hoor nie, en jy gaan 'n aanvoeling hê vir wanneer en hoe. Jy wil ouens nie doodpreek, en jy wil nie altyd hierdie ou wees wat 'n Bible puncher is nie, maar jy wil net wys wees, maar in ons harte is daar 'n begeerte dat mense tot bekering moet kom. Die mense in my straat moet tot bekering kom. My bure moet tot bekering kom. Suid-Afrika moet tot bekering kom. Afrika moet by Jesus uitkom. Europa moet gered word. China moet na Jesus toe kom. Ons staan onder 'n verpligting as kerk, nie net as individue nie, om die evangelie van Jesus kragtig te laat versprei in hierdie wêreld. Ons staan verplig. Hoe anders? Hoe anders? Want dit het my lewe verander. Hoe kan ek stil bly? Dis soos iemand wat 'n geheime genesing gekry het, 'n medisyne gekry het vir 'n lewensbedreigende siekte. En hy het bordels vol daarvan, hy hou dit in sy huis. Maar hy's gesond. Ek kan hierdie wonderlike nuus van Jesus gaan uitdra en verkondig. Kan ons haleluja sê? Julle, ek kry die mense hierdie week jammer. Julle is so aangevuur. Ek sien hoe getuig hulle met werk oor ons. Julle gaan vir hulle vertel hierdie week. Mag ons altyd 'n sielewennende kerk wees. Halleluja. Mense wat 'n hart het vir verlore mense. Daarom sê Paulus in Romeine 1:16, ek skaam my nie oor die evangelie. Hierdie goeie nuus, dis goeie nuus. Ek skaam my nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Dis 'n krag. Dit verander lewens. Die Heilige Gees werk saam waar hierdie boodskap verkondig word. Het julle geweet in Suid-Afrika vandag reken mense daar's tussen 80 en 85% Christene, syfers wissel. Vandag gaan honderde duisende preke in Suid-Afrika gepreek word. Nie 10.000 nie. Vandag in Suid-Afrika word honderde duisende preke gepreek. In klein groepies, onder bome, klein tentjies, in 'n shack, in 'n huis, ergens by 'n industriële sentrum, in tente, in kerke. Konservatiewe berekening sê honderde duisende preke gaan vandag in Suid-Afrika gepreek word.
Maar een ding wat ons as gemeente en Christene al ontdek het is, dat waar ons nie Jesus Christus predik nie, en hy as verlosser en redder nie, is daar nie krag nie. Waar ons nie die goeie nuus van Jesus verkondig nie, is daar nie die krag van die Heilige Gees nie. Maar sodra jy begin verkondig van, ja, jy is sondig, maar Jesus wil jou red, die krag van God is daar, om harte te verander, dat 'n pappa anders huis toe gaan as wat hy by 'n kerk ingestap het. Sal ons teenstand beleef? Ja, maar ons gaan nie terugduins nie, want hierdie goeie nuus het my lewe verander, en hierdie goeie nuus het jou lewe verander. Jy is vandag 'n ander vrou en 'n ander man, omdat Jesus Christus in jou lewe is. En dan wil ek afsluit met die derde ene. Die derde skat wat ons in hierdie hoofstuk 1 kry. Geloof is al vereiste om vryspraak en redding te beleef. Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek. Enkel en alleen. Enkel en alleen. Enkel en alleen. Omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Die een vertaling sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. God spreek mense vry net omdat hulle glo. Ek hoef nie iets te kom betaal nie. Ek hoef nie eens 'n sekere mate van aanvaarding by God te kry. Ek hoef nie eens my, hoe sê hulle, clean up my act nie. Ek hoef nie eens myself in orde te kry voor ek na God toe kom nie. Ek kom na hom toe net soos ek is en ek sê, Here, gee my genade in Jesus Christus. Ek vertrou my toe aan Jesus. Ek glo in Jesus en die Here begin in jou lewe te werk. Hy vergewe jou en hy maak jou 'n nuwe mens. Jy kry 'n nuwe hart. Glo is 'n ongelooflike, dis 'n werkwoord, né? Glo is om met jou alles Jesus vas te gryp. En jou toevlug na hom toe te neem en jou toe te vertrou aan Jesus. Dit is meer as om sekere feite te glo of te aanvaar in jou hart. Dit is om te sê, ek wil in 'n verbintenis, 'n geloofsverbintenis, 'n geloofseenheid met Jesus lewe. Want redding is nie 'n staat nie. Geregtigheid en vryspraak is nie, ek het 'n boksie getik, ja, ek glo in Jesus, nou is ek vir altyd gered en ek is nie die staat nie. Geregtigheid is 'n persoon. Geregtigheid is net te vind in Jesus Christus die Here. En daarom gryp jy hom vas met alles wat jy het en jy klou met alles wat jy het aan Jesus. Want in hom is jou geregtigheid en word jy vrygespreek. Julle weet, baie mense het 'n intellektuele verstaan van Jesus. Wil tog nooit hom in hulle gees ontmoet nie. Nog nooit oorgegee nie. Nou weet julle, 'n intellektuele verstaan is om soos iemand se biografie te lees. Jy ken al die feite van hulle lewe, waar hulle groot geword het, gebore is en so aan. Maar dit is nie geloof om 'n biografie te lees oor iemand nie. Geloof is meer soos 'n huwelik. Jy ken al die feite, jy ken nie net die feite van die persoon nie, maar jy vertrou jouself toe aan daardie persoon. Ek sê, ek gaan my lewe lank saam met jou leef. Ek gaan die lewe met jou deel. Dit beïnvloed jou keuses, dit beïnvloed jou waardes en dit beïnvloed jou toekoms. So geloof is meer as nie die tik van 'n boks, ek verstaan seker goed, dis meer soos 'n huwelik. En dis die geregtigheid wat ek kry om saam met Jesus in hierdie eenheid te lewe. Geregtigheid is nie net iets wat losstaande van Christus kan wees nie. Dit is innig verweef met Christus, want hy is die geregtigheid van God. En weet julle, wanneer ek hierdie geregtigheid beleef, keer dit my van twee goed. Dit keer minderwaardigheid, dat ek voel ek is nie goed genoeg vir God nie, maar dit keer ook meerderwaardigheid, dat ek dink ek is beter as 'n ander Christen. Want ons almal is deur dieselfde bloed skoon gewas en ons is in dieselfde Jesus geregverdig, kan ons halleluja sê in hierdie kerk. Nou weet julle, ons moet pas op vir gevoelens as dit by vryspraak kom. Baie van ons kom uit verledes uit wat baie sondig is en ons het Jesus se genade aanvaar. En dan kom die duiwel en klop in jou deur en sê, onthou jy? En dan dadelik is daai emosies van selfveroordeling terug by jou. Nou, wanneer God jou vergewe, beteken nie dat wanneer jy in die verlede verkeerd gedoen het, dat jy net God se genade aanvaar en nie verantwoordelik is vir jou dade in die verlede. Nee, jy gaan nog steeds probeer regmaak wat jy verkeerd gemaak het. Jy neem nog steeds verantwoordelikheid vir jou aksies, maar jy aanvaar die vryspraak wat God jou gee. En hierdie vryspraak is ongelooflik wat jy kry. En ek word nie deur my emosies op en af geslinger nie, ek glo dit. Ek het Jesus Christus aanvaar as my Here en God het my skoon gewas en ek is geregverdig in die naam van Jesus Christus. Nou, hierdie vryspraak wat ek kry is 'n geskenk wat vir my gegee word. Ek kry dit. En in daai oomblik is ek 100% vrygespreek en is ek regverdig net
soos God regverdig is. Jy kry nie God se regverdigheid en 'n mens se geregtigheid, 'n kind van God se geregtigheid wat nie onder is nie. Die oomblik as ek vrygespreek word, word ek net so geregverdig, word ek net so geregtig as God self. En dis 'n groot konsep wat ons baie keer mee sukkel om dit te verstaan. Want ek word nie 50% geregverdig of 90% geregverdig en vrygespreek nie. Ek word totaal vrygespreek. Totaal. Dis die krag van die bloed van Jesus. Dis die krag van die kruis. 100% vrygespreek. 100%. Dis asof ek nooit gesondig het nie. Dis asof ek nooit gesondig het in God se oë nie. Nooit. Dis 'n toegekende geregtigheid. En ek kry dit. En dit verander my hele lewe, my hele uitkyk. Maar as ek toegekende geregtigheid kry, beteken dit ek moet dit ook prakties gaan leef en uitleef. Dis die geleefde geregtigheid. Omdat ek nou geregverdig is, dis my nuwe identiteit, gaan ek nie meer leef soos 'n vark nie. Ek gaan nou leef as 'n gereinigde kind van God. Ek gaan nou anderster lewe. En ek gaan elke dag hierdie borswapen van geregtigheid of die vryspraak van God as borsharnas in die nuwe vertaling gaan ek aantrek. Elke dag gaan ek sê, Here, ek trek hierdie vryspraak aan. My verlede is verby, ek kan niks daaraan doen nie, ek het droog gemaak, Here, jammer. Maar vandag trek ek dit aan. Ek is vry, net soos U 100% geregtigheid is ek vandag 100% geregtigheid. Ek het toegang tot die troonkamer deur Jesus Christus. U aanvaar my. U aanvaar my totaal. Dis 'n wonderlike geskenk, julle. Kan julle verstaan hoekom ons so sing en dans oor ons hemelse Vader? Hy het ons so lief. En hy gee vir ons wat ons glad nie verdien nie. En nou gaan leef ek my identiteit net uit in die week. So ek kies geregtigheid om dit as 'n identiteit te aanvaar as toegekende geregtigheid in vryspraak, maar kies ook om aan te lewe. Want ek gaan nie teen my identiteit lewe nie. Ek gaan saam met my identiteit lewe. En groot goed gebeur wanneer jy verstaan dat jy 'n vrygespreekte is. Ek gee my nog 3 minute. Jy leef sonder 'n verdoemende skuldgevoel. Jy leef vry voor God. Jy's vry van oordeel. Jy het vrymoedigheid voor die Here. Jy dans en jy sing. En jy is so bly daaroor wat God in jou lewe kom doen het. Jy het nie vrees vir die dood nie. Ons is almal onseker oor die dood, né? Almal van ons. Ons het nie meer die verlammende vrees nie, want ek weet as ek my oë nou toemaak, gaan ek na die teenwoordigheid van my Vader toe. Ek is vrygespreek. Ek hoef nie te presteer om God se goedkeuring te kry nie. Heeltyd te voel, ek skiet tekort, ek's nie goed genoeg vir die Here nie. Die Here sê, jy's vrygespreek, jy's goed genoeg, jy's my kind, ek is lief vir jou. Leef nou in hierdie geregtigheid. Dis verniet, leef daarin. Jy verdien dit nie, maar ek gee dit vir jou. Ek is so lief vir jou. Halleluja. Gaan leef daarin. En ek wil afsluit met hierdie voorbeeld van 'n leer. Ek weet nie van julle, maar ouer jy raak, hoe banger raak jy vir 'n leer. Voel vir jou balans, iets in jou kor gaan verkeerd, nê? Skat, kom hou net die leer vas. Okay, daai ene, nee, goed. Maar ek wil die voorbeeld van 'n leer gebruik. Wanneer jy 'n kind van God word, klim jy op hierdie leer. Dis 'n verhouding met God. En onmiddellik, kom ons sê hierdie leer het 100 sporte of trappies, net tot bo. Onmiddellik is jou status tot bo 100% jy's by God. Dis jou geregtige status. Maar in my groei as 'n kind van God in my verhouding begin ek by sportjie nommer 1. Jy kry nie van ons weet dit jy's hierdie ou, hy's 99% geregverdig. Sorry, hierdie ou is 70% geregverdig. Daai ou daar, nee, bad news 30%, jy weet. My slaag matriek. Jy kry nie dit nie. Ons almal wat hier so sit, wat Jesus vasgegryp het, is 100% geregverdig. 100%. Ons het toegang tot die heiligdom. Maar in my groei as 'n kind van God begin ek op sportjie nommer 1, die Bybel praat van baba Christene, kleuters, tieners, so groei ons, né? Maar nou groei ek, klim by die sportjies. Nie een mens wat ooit gelewe het tot by sportjie nommer 100 geklim in hulle lewe nie. Maar die geregtigheid van God maak dat hy my aanvaar, dat hy my liefhet, dat hy in my lewe werk en hy sien hoe ek in die heiligmaking groei en partykeer gee jy 3 sportjies terug, is dit nie so nie? Slegte tyd gehad en dan klim jy weer op, dan kan jy op, nader na Jesus toe. Maar moenie Christelike volwassenheid
met Christelike vryspraak verwar nie. Christelike vryspraak en Christelike volwassenheid is twee goed. Almal wat hier so sit is nie Christelik ewe volwasse nie, glo my. Maar ons almal streef, ons klim met die hortjies. Party daar's bad, maar een wat ek wil sê, moet net nie van die leer afklim nie. As jy van die leer afklim en jy los Jesus, sien jy in die moeilikheid. Hou net vas aan Jesus. As die duiwel partykeer slag om jou so 5 sporte af te slaan, dan sê Here, ek gryp hier vas. Op hierdie leer gaan ek bly. Want ek is 'n geregverdigde, ek is vrygespreek en ek wil dit nie verloor nie. Ek wil nie van die leer afklim nie, want as ek van die leer afklim, is die oomblik wat ek dit verloor. Want my geregtigheid is in hom, wat my so lief gehad het en sy lewe vir my in die kruis gegee het. Halleluja. Lekker leer klim hierdie week. Halleluja.